naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Julle is welkom om julle woord oop te maak in Lukas 2. Baie bekende gedeelte in hierdie tyd wat ons in is nou. Maar my tema vanoggend is die herders op die oop velde. Dit klink, as jy dit net lees, dan klink dit maar net soos mense wat skape oppas in 'n hoofstukveld. Maar daar's iets agter hierdie tema. My inleiding vanoggend is, God kom na die mense wat hom nie verwag nie. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie kry van, hier sit 'n klomp herders in die veld besig om hulle skapies op te pas en bokkies as hulle bokkies het. En hulle sit daar, praat hulle gesprekke wat hulle voer. Toe gebeur iets. Maar daai gesprekke wat hulle voer, is my en jou geskenk. Dit begin in die teenwoordigheid van God. As ons gaan kyk in die eerste gedeelte van vers 1 tot 7, waar Josef en Maria, hulle het getrek, daar was 'n sensus, opname wat hulle wil die mense hoeveel mense is daar. Nou het hulle getrek op haar einde, wil ek sê. Moes hulle nou gegaan het na hierdie plek toe om te sê, kyk, ons is hierso, my man is hierso, ons is 2, julle kan ons afmerk. Dat hulle kan weet hoeveel mense is daar. En vers 5 sê, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Vers 6 sê, terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. Jy sien, God het 'n tyd en 'n plek. God het beplan dat dit moet gebeur. En sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. My en jou verlossing, ons koning, is nie geontvang soos vandag se konings nie. Daar was nie die beste mediese sorg, die beste bedjie. As jy nou dink aan koning, wat se wiegie, wat noem ons 'n wiegie? Wat se wiegie sou daai koninklike babietjie gehad het? Met fluweel uitgeperk en dit was net die beste gewees. Maar die koning van al die konings word in 'n krippie gelê, toegedraai met doeke. Tog is dit juis hulle wat die eerste mense was wat gehoor het van die geboorte van ons verlosser. Daardie herders, hulle het hulle own business gemaai en toe kom die engel van die Here daar by hulle. Hy kondig die grootste aankondiging wat daar is aan. Hy sê, julle moet gaan kyk. Julle verlosser is gebore. En ek wil volgende bietjie met julle praat oor die herders. Die herders is gewone mense op 'n gewone plek. Hulle het in die veld gewerk. Jy sien, hierdie herders is nie in die familie. Kies hulle die een wat die skaap moet oppas, wat nie die belangrikste is nie. Die een wat nie goed genoeg is nie. Kom ons dink vinnig aan Dawid. Hy was hierdie jong boetie, die kleintjie van almal. Jy gaan pas jy die skaap op.
ook of jy en jou familie die kleinste is nie, of die een wat almal op neerkyk nie. God het 'n plan. Jy hoef nie te glo wat die mense om jou sê nie. Of weet jy wat, jy moet net jy is net goed genoeg om skapies te gaan oppas. Jy hoef nie hier in ons geselskap te wees nie. Gaan jy en jou vriende, wat soos jy nie goed genoeg is nie, gaan pas julle vir ons die spaap op. Maar ons klomp sal hier in die huis sit by die kaggel en ons sal lekker gesels. Wat julle doen daar in die veld is julle saak. Ek gaan nie oor julle worry nie. Maar as ons wat Dawid, sou hulle hom gesalf het as koning. Hy het gesê sy pa, maar daar's nog een seun. Al die seuns het deurgegaan. Hier is nog een seun. Maar hy pas die skaap op. Gaan haal. As jy daar een kan sit vandag, God sê, ek gaan jou kom haal. Nie dink nou, jy gaan nou sterf, dis nie wat ek sê nie. Dis die eerste wat mense sê, God gaan jou kom haal. Nee, hy sê wat ek sê nie, God het 'n plan met jou lewe. Hy wil iets met jou doen. En tog het God gekies om hierdie veldwagters, hierdie herders te gebruik. Die een wat die mens dink, is nie goed genoeg nie. Om die boodskap van al die boodskappe te gaan verkondig. God se liefde is vir ons almal. God se liefde is nie net vir hierdie blok van die kerk nie. Of nee, kom ons sê nie julle nie julle. Of nee, nie julle nie julle nie. God se liefde is vir almal. God se liefde is vir elke een. God se liefde kyk nie na die velklere nie. God se liefde is vir die hart. Daar's soveel mense wat vaskyk van die antwoorde. Hoor mooi, God kyk na jou hart. God wil weet wat hier binne aangaan. As ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 27, maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. God se genade is nie beperk nie. God se genade gaan nie net tot by hierdie generasie nie. God se genade gaan aan. Jou kinders, se kinders, se kinders, se kinders sal geseën wees. Hy kom na elkeen van ons, ongeag jou posisie of jou status. Hy gaan nie vir jou sê, kom ons gaan kyk eers, wat is op jou balansstaat nie. God gaan nie kyk na dit nie. So binne. Die herders, as ons moet vat van in vandag se tyd, sal nie die wêreld se keuse wees om hierdie boodskap oor te dra nie. Hulle het nie status nie, maar God het hulle gekies. God het hulle gekies om hierdie boodskap oor te dra. God openbaar sy heerlikheid in die nag. Die herders was in die nag wanneer die engel van die Here aan hulle verskyn het. Die nag is onsekerheid. As jy in 'n pikdonker plek is, hoe onseker is jy? Dan begin jy goed hoor. Jy verbeel jy staan iemand hier langs jou. Jy hoor 'n deur gaan oop. Enigiets jy, want jy's in die donker. Maar die woord van die Here sê, wat in die donker is, sal in die lig kom. Dit is die vrees, die sonde. Toe gebeur daar iets. Toe gebeur daar iets amazing. En ons gaan dit in vers 9 lees. Maar toe God verskyn het die duisternis nie oorwin nie, die lig het opgekom. Vers 9 sê, en met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. Vat jou nou, sit jou nou in jou gedagte, daar by daai herders. Hulle sit en praat, en die volgende oomblik toe soos van,
1 miljoen kerslig spotlights. Loop jy. Ek dink jy gaan bietjie skrik. Jy gaan eers wat. Ek dink hierdie ene vir jou sê, wat gebeur nou? Jy sê, wat gaan jy aan? Maar dit is daai heerlikheid van God. Wanneer die heerlikheid van die Here oor ons kom, word die donkerheid van ons lewens verdryf en God se lig breek dit oop. Jy kan nie as jy in die lig wandel, die goed van die duisternis wil doen nie. Jy moet breek met dit. As ons in Jesaja 9 vers 1 lees, en hierdie is in die Ou Testament, en ons lees in Lukas in die Nuwe Testament, dis vers 1 sê, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien, die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het hulle geskyn. As jy in die sonde is, breek met dit, dat jy in die lig kan wandel. Die goeie nuus vir die wêreld, moenie vrees nie. As ons vers 10 lees, dis die eerste woord wat die engel sê vir die herders. Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Sê bietjie hele volk. Die hele volk. Hele volk sluit jou in, elke een wat hierso sit. Hierso staan nie wat net vir Jerusalem sal wees nie, of net vir Judea nie, of net vir Amerika sal wees nie. Die hele volk. Dis sluit my en jou in vandag. Die groot blydskap wat verkondig word, is nie net vir die herders nie, maar vir my en vir jou ook. Baie mense is in hierdie ding van, ja, maar dit staan net in die Bybel, is nie, miskien vir my van toepassing nie. God se liefde is nie vir my nie. Dit wat God in die woord sê, is nie vir my nie. Want ek is nie werd om dit te kan ontvang nie. Die evangelie kom nie om te oordeel nie, maar om vrede en hoop te bring. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Is jy in Christus Jesus? Ja. Dan is daar nie meer veroordeling nie, want die wat nie na die vlees wandel nie, is die catch, maar na die gees. As jy na die vlees wandel, kan jy pak kry. Maar as jy in die gees wandel, gaan jy nie in die duisternis wees nie. Want die vlees gaan jou dryf na die duisternis toe. Want as jy in die vlees wandel, gaan jy die goed soek van die vlees. Hier is die mees amazingste gedeelte hierdie vers in hierdie hele hoofstuk. Is vers 11. Die engel maak die belangrikste verklaring ooit. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Ons gaan daai versie vat en ons gaan hom bietjie opbreek vandag. Ons gaan hom net so bietjie, want toe ek hierdie lees het dit net iets begin doen. Vir julle. Vers 11 sê, vir julle. Ons gaan daai vir julle vat. Vir julle is van hier vooraf elke een wat hier so sit. Dit is nie net vir die slim mense nie. Dit is nie net vir die goeie mense nie. Dit is nie net vir die kerkmense wat elke dag kerk toe kom nie. Dit is vir almal. Vir julle, vir herders, vir gewone ouens, vir mense wat afgeskryf is, het Jesus gekom. En so baie vandag in families word daar mense afgeskryf. Hoe baie vandag skryf ouers kinders af? Dis ook vir daai kind wat afgeskryf is. Wat voel? Ek het niemand nie. Ek
gebore nie. Ek gaan weer sê, Jesus is nie net gebore nie. Hy is vir jou gebore. Amen. Amen. Hoor julle dit? Jesus is nie net gebore nie. Amen. Hy is vir elke een van julle wat hier sit, is hy gebore. Die volgende gedeelte is vandag. Daai engel sê vandag. En ek kan net in my gedagtes dink wat se gejubel en juig was daar nie. Dis nie eendag nie. Dit is nie môre of oor 'n jaar of oor 10 jaar nie. Dis vandag. Wat dit vir my en vir jou sê, God stel nie uit nie. As God gesê het hy gaan iets doen, gaan hy dit doen. Toe dit die donkerste was, om daardie herders te doen God iets. Toe kom God en hy doen iets vir hulle. God wag nie tot mense reg is nie. God kom wanneer jy nie mense verwag. God het 'n plek en 'n tyd vir elke een van ons. As jy jou hart en lewe vir Jesus gegee het 20 jaar terug of 50 jaar terug, daar was 'n plek en tyd gewees dat dit moes gebeur het. God stel nie uit nie. Die volgende gedeelte in die stad van Dawid. Dis nie in 'n paleis nie. Dis nie in Jerusalem, dis 'n klein dorpie. En God hou sy belofte. God doen op sy manier. Hy kom stil wanneer jy dit die minste verwag. Ek dink daai herder sê dit glad nie verwag nie. Toe die engel daar voor hulle staan, en sê julle verlosser is gebore. Hier binne moes daar iets begin gebeur het. God het nie net 'n boodskap gestuur nie. Praat nou van Jesus. Hy het self gekom. Hoekom sê ek so? Johannes 1 vers 14 sê, en die woord Jesus het vlees geword en onder julle kom woon. Amen. In die begin was die woord. Die woord was by God. Die woord was God. Gaan ons Johannes 1 vers 14 toe. En die woord Jesus, ek het nou Jesus ingesit. Dit sê in die woord het vlees geword en onder julle kom woon. Die volgende gedeelte is saligmaker. Dis nie net 'n helper nie. Dis nie net 'n motiveringsspreker nie. Dis nie net 'n planmaker nie. Dis 'n redder. Dis 'n redder vir my en vir jou. Want mense was nie net moeg nie. Die mense was verlore gewees. Want God het beplan. Dis nou tyd. Dis nou tyd dat hier moet 'n verskil begin kom. Want anders gaan hoeveel mense verlore gaan. Jesus kom nie om jou net beter te laat voel nie, maar hy kom om jou te red. Hy gee vir jou moed, hy gee vir jou krag. Christus, dit beteken die een waarvoor ek en jy lang gewag het. Jesus het nie 'n plan, Jesus is nie net God se plan B nie. Ons dink, as ons die woord lees, dat die eerste Adam het geval, toe kom die tweede Adam. Maar God het in die begin geweet dat Adam sal geval het. Eerste Adam. God het al reeds in die begin geweet, ek gaan my seun stuur. En ek is dankbaar. Ek is dankbaar dat God vir Jesus gestuur het. Die Here, hier lê die groot waarheid. Jesus is nie net daar om jou te help nie. Hy is nie net daar om jou te help nie. Hy is daar om jou te lei. Ons wil altyd net hê, Jesus help net vinnig hierso. Help net vinnig hierso. Ek is nou in hierdie
graag help is, dan los ons dit. Mense is daar om saam met jou te gaan na lei. Die krib lei altyd na die kruis. Die kruis lei na die leë graf. Die leë graf lei na die kroon. Daar moes 'n krib gewees het. Daar moes 'n kruis gewees het. Daar moes 'n leë graf gewees het. Daar moes 'n kroon gewees het. En dis Jesus. Ons gaan in volgende jaar gaan ek met ons so 'n bietjie leer doen oor die kroning. Die teken van nederigheid. As ons in Matteus wanneer die engel sê dat die verlosser in 'n krib sal wees, wys dit die groot waarheid van God in nederigheid. Dink jy as ons moet kyk 'n krib? Kom ek vra so, wie van julle wat hier so is, sou julle kind in 'n krib toe geboorte gee dat in 'n krib net? Ek dink nie een. Ek dink nie een sou dit gedoen het in 'n skaapkraal nie, van 'n beeskraal of van 'n kraal nie. Hoekom nie? Want dit is nie skoon nie. Ja. Jy wil nie van, jy wil, as ek dink hoe, toe die kinders klein was, jy nou die klein babietjie so vas, jy is so versigtig, jy weet nie, hoe moet jy nou hierdie kind vashou? Gaan jy nou vashou en sy kry seer? Wat gaan jy maak? Nou dink ek terug, toe Jesus daai klein babietjie in gras gelê het. Waar is gras? Dit is hard, dit steek. Wat 'n ongemak moes hy ervaar. Wat 'n ongemak hy ervaar in die kruis. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, maar ek gee aan julle nie, laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Amen. Hoekom is ons so bang? Wat môre gaan gebeur? Soos nou is die emosioneel. Die volgende een is die herders as getuies van die goeie nuus. En as ons lees in vers 16 tot 18, en hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Daar het die begin van Jesus se evangelisasie. Daar het begin. Hulle het gaan vertel, daar's vir ons 'n verlosser. Hulle het gaan vertel. Daardie herders het teruggegaan na die veld toe. Maar hulle het nooit weer dieselfde gesprek gehad as hulle gehad het voor die tyd nie. Iets het gechange. Daar het 'n verandering gekom. Dit wat hulle beleef het, dit wat hulle gesien het, hulle ervaar. Nie soos iets wat ek gaan wil kan baat. Nie soos iets wat vir my die ewige lewe kan gee. Jy gaan terug na jou werk toe, na jou hart vir Jesus gegee het. Jou gesprekke by die werk gaan anders te wees as die gesprekke wat jy Vrydag gehad het. Die plekke wat jy gaan besoek het, die donderdag of die maandag, gaan anders te wees dat jy volgende week besoek. Hulle het verander nadat hulle Christus ontmoet het.
Vers 20 sê, en die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Net soos aan hulle gesê is. Christus kom nie net in ons harte nie. Christus is nie net in jou hart nie. Christus is deel van die alledaagse lewe. Die herders het Jesus ontmoet en toe hulle teruggegaan veld toe het, alles verander. Hulle het op 'n oomblik nou nie meer 'n herder gewees nie. Hulle was nog steeds 'n herder. So gesê, maar hulle gesprek en alles het begin verander. Hulle harte, hulle uitkyk op die lewe het verander. Hoeveel goed sal beter wees in jou lewe as jy jou kyk op die lewe, op die toekoms verander. Dink vir jouself. As jy in hierdie morbiede plek is, as jy in hierdie plek is van jy is niks werd nie, jy is nie goed genoeg nie, jy sal nêrens in die lewe kom nie. En jy begin in daai gedagtes van jou verander, maar ek sal iets word. Ek sal iets word. Hoe gaan jou vooruitsigte verander? Jy het 'n verwagting wat geskep word vir jou. Christus kom nie net om ons te verander nie. Hy kom om deur ons te werk ook. Maar laat ons toe dat hy deur ons werk. Nie, Here, jy kan nie deur my werk nie, ek is nie. Nee. Next door. Pas my. Vader, sê my kind staan op gaan bid vir hierdie. Nee, Vader, nee, wou. Volgende keer. Moeder, kom Jesus weer. Bid net vir hy siek asseblief. Bid net vir hom. Nee, ek kan nie. Nee. Ek het nou net kwaad geword vir die taxi wat voor my gery het. Nee. Christus kom nie net om ons uit die veld te haal nie. Maar hy wil saam met jou in die veld wees. Hy wil saam met jou sit daarso en kyk hoe die skape wei. Christus is net ons Sondag verlosser nie. Hy is daar. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en hy is weer daar Sondag. Hy is nie net 'n God vir Sondag nie. Hy is nie jou verlosser op 'n Sondag nie. Dan Maandagoggend trek ek my ander klere aan en dan hoe ek opsit, dan maak ek 'n ander patch. Nee. Die binne, dit gaan nie net so verander nie. Ek sluit af met die gedeelte van die oop veld. Sit jy wat hier so is vandag, miskien in 'n oop veld. Sit jy op 'n plek waar jy wag vir iets? Is jy op 'n plek van onsekerheid? Is jy op 'n plek waar niemand jou raak sien nie? Almal kyk neer op jou. As ek hierdie kan in my woorde sê. Hierdie is seker die evangelie van Kersfees, wat die grootste geskenk vir my nou is. Ons kry nie 'n groter geskenk nie. As ons gaan kyk na Lukas 2 vers 10 en 11 sê, moenie vrees nie, vir julle is 'n verlosser gebore. Waarom hoef ons dan te vrees? Jy vrees oor die alledaagse goed. Wat gaan ek miskien môre eet? Waar gaan ek miskien geld vir my huur te betaal? Waar gaan ek miskien dit doen? Hoe gaan ek dit doen? Maar as ons gaan terugsit, en mense sê, Vader, my planne werk nie altyd nie. In feite, dit werk nooit nie. Maar U is 'n plan. U is 'n plan vir my lewe. Ek vertrou U.
kom na gewone mense. Gewone plek. Jy hoef nie in 'n paleis te bly dat jy dink jou huisie wat miskien se sinplaat los is of wat ook al. Of jou tuinhekkie staan skeef. God kyk nie na dit nie. Dis nie vir hom belangrik nie. Vir hom belangrik is vir jou. Hy wil jou ontmoet waar jy is. God kom nie net in jou hart nie. Hy wil in jou veld wees. Hy wil in jou dag wees. Hy wil in jou nag wees. Hy wil ook in jou toekoms wees. Jou toekomsplanne wat jy het, sluit dit hom in, sluit dit hom nie. As dit hom insluit, gaan dit werk. Maar as jou toekomsplanne vir God nie insluit nie, kan ek vir sê dit gaan dink ek nie werk nie. Korintiërs 5:17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Ek is nie meer wat ek was nie. Ek kan miskien hierdie ou wees wat almal stikkend geslaan het en al hierdie verkeerde goed gedoen het. Maar toe Jesus aangeneem het, het daar iets verander. Dis 'n proses wat verander. Jy gaan miskien nog môre 2 of 3 knoopwoorde gee of iemand teen die kop klap. Dis nie net so wat dit gaan gebeur nie. Maar dis 'n proses van heiligmaking. Oor 'n maand of 2 of 3 is dit iets van die verlede. Maar die wêreld kom altyd en sê, ja, maar jy was mos hierdie groot ou. Jy het net gesê was. Ek is nie meer daai ou nie. Moet my nie 'n label gee wat ek nie meer is nie. Die mens is geneig om iemand te label. Ek is nie iets om labels op te sit nie. Moenie my stiker op my rug plak nie. Dit is iets wat ek nooit van gehou het nie op skool. Dan loop hulle verby, sit hulle stiker op skop my. Dis wat die kinders doen. Dan kom jy verby en skop of vir een klap jou. Wat staan op jou rug? Wat is so lekker daar? Miskien het jy nie dit deurgemaak nie, maar ek moes my pad gestaan. Ek het dit verpes as iemand my slaan van agter. Ek het niks daarvan gehou nie. Maar vandag, as iemand dit doen, sal ek moet so kyk, en sê, jy moet mooi dink. Dink mooi, wat jy doen. Want dit wat jy nou doen, gaan jy eendag moet repent. Jy kan vandag, wat doen? Eendag, gaan elke een van ons wat hier so sit, elke een gaan repent wat ons gedoen het. Ons gaan moet vergifnis vra daarvoor. Moenie wag vir 'n beter plek om God te ontmoet nie. Moenie dink jy is te klein, jy is nietig, jy is van te min waarde vir God se aandag nie. Al wat ek en jy moet doen, is om te sê, Here Jesus, jy het in 'n krib gelê, jy het groot geword, jy het 'n pad gestap wat nie maklik is nie. Jy is gemartel, op kruis gaan. Maar 3 dae later het jy die dood oorwin, en jy sit nou by die Vader, kom woon in my hart. Kom in die son. Net die binne. Want as ek U inneem, gaan ek vrede kry. Gaan ek rustigheid in my hart hê. Ek gaan nie meer as jy wees wat hardloop na wind toe nie.
Jy gaan nou hardloop vir 'n doel. God openbaar sy heerlikheid in jou veld. In die plek waar jy is, waar jy dit die minste gaan verwag, gaan God deurkom vir jou. Ons hoef nie daai mentaliteit te hê van nee, ek is maar net ek. Ek is so gebore, ek is so groot geword, moet maar net so sterf ook nie. In hierdie proses tussen jou, wil jy net daai besluit maak om te sê, ek wil verander nie. Ek wil 'n beter mens wees as wat ek was nie. As ons daarin net kan besef, as jy vandag 'n fout gemaak het, môre probeer om nie dieselfde fout te maak nie. Want as jy dit reg gekry het, is jy 'n beter mens. Klaar. Amen. Maar dink aan hierdie tyd. Dink. Ons is so geneig om te sê, Vader, U weet nie waardeur gaan ek nou nie. U besef nie dit nie. Ons het gelees in Johannes 1:14 en Jesus het vlees geword en tussen ons kom woon. Dit wat jy deurmaak vandag, het Jesus ook deurgemaak. Hy weet wat se struggles is daar. Hoekom nie om toelaat om jou te help nie? Hy het voor jou deurgemaak. Hy weet, as ek daar in dit herop bly, ek hoef nie besluit alleen te neem nie. Daar is iemand wat al reeds hierdie besluite gemaak het. Elkeen van ons situasie is anders. Hy weet wat is die beste vir jou. Amen. Ons sit so dan sluit ons hier. Vader, ons wil net vir U dankie sê vandag dat U die plan gehad het vir Jesus. U die plan dat hy moes tussen ons kom woon het, Vader. Die struggles wat ons het vandag, Vader, dat hy dit ook deurgemaak het. Maar Vader, toe Jesus opgevaar het na die hemel, toe sê hy, ek sal julle nie wees laat agter nie. Ek sou vir julle die Heilige Gees gee. Dankie Heilige Gees dat U in ons woon vandag. God se Gees in ons woon. Dis iemand wat ons raad gee, dis iemand wat ons waarsku. Vader, dankie dat elke persoon net hierdie woord wat U vir ons vir my gegee het, Vader, om te deel. Vader, dat U dit in hulle harte sal oopmaak. Vader, as hulle enige bekommernis het, Vader, vra ek dat hulle dit vir U sal gee en dat U dit sal wegvat van hulle. Nou Vader, ek wil bid dat wanneer hulle daai bekommernis vir U gee, dat hulle dit nie sal terugvat nie. Vader, dat hulle U sal vertrou met alles wat hulle het om dit te kan uitsorteer. Maar Vader, dit veg ook ons verantwoordelikheid. Vader, om U weer te soek en om in U Gees te wandel en nie die begeertes van die vlees na te streef nie. Want as ons dit vir U gee en ons wandel in die Gees, dan werk U met dit. Maar as ons dit vir U gee en ons wandel in die vlees, skiet ons onsself in die voet. Maar Vader, ek wil bid dat ons nie begeertes van die vlees sal nastreef nie. Maar Vader, dat ons gefokus op U sal wees. Nie op wêreldse goed nie, maar op U sal wees. Jesus, dankie vir dit wat U deurgemaak het. Toe U daar in die krib gelê het wat ongemaklik was.
die journey wat jy gehad het, om ook die gevoel te weet, te ervaar, die emosies, van hoe om honger te wees, hoe om te lag, hoe om te huil, hoe om seer te kry. Vader, dat ons na U toe kan kom vanmôre, as ons deur enige iets van hierdie gaan, deur seer, deur honger, deur pyn, dat U oor het om ons te hoor. En ons bid dit in Jesus se naam, dat U ons sal wysheid gee vir hierdie week, vir alles wat ons sal doen, en dankie Here Jesus, dat U goedheid en guns ons sal volg. En ons verheerlik U groot en heilige naam. Amen. Amen.